skoon gewas, daai reën. Dominee Anton het ons bietjie verlaat vanoggend. Hy is in Smithfield vir 'n doop, so hy is nou nie heeltemal weg nie, hy is weer vanmiddag terug. Gou 'n bietjie paar afkondigings vir dit weer gee, die omgegroep se leiers. Ons kom volgende Sondag 5:00 bymekaar. Hierso by die kerk, dan gaan ons bietjie kyk na volgende jaar se materiaal wat ons gaan gebruik. Ons bietjie daaroor praat. Ons het 'n gebedsweek, die 5de November, gebedsbaak. Dus as jy hy's op daar teen die bord, jy kan jou naam daar gaan opsit, dan kan jy dan bid elkeen vir 'n halfuur of meer. Daar's so 'n bietjie riglyne agter in die afkondigings waarna jy kan kyk hoe daai gebedsbaak gaan werk. En dan het ons gemeenteete die 30ste November. Kaartjies is gekoop by Julie by die kerkkantoor teen R20 en dit asseblief voor die 23ste gekoop word. En ons Kersdiens is die ook Sondag 30ste November, 6:00 die aand. Dan wil ek 'n bietjie wys, die RGL het laasweek Maandag vergader. Ons het 'n bietjie nuwe mense verkies op ons raad van geestelike leiers. Hulle is die name daar sien. Baie sterkte vir die perspektief vir die werk wat julle gaan doen. Dit gaan baie geseën wees deur die Here. En dan ons Kids for Kids Kersfeesprojek. Waar ons vra dat die kinders bietjie hulle ou speelgoed of so dit wat nog bruikbaar is, wat hulle nou nie meer gebruik nie, is dalk te groot daarvoor of speel mee daarmee nie. Om dit asseblief mooi toe te draai vir ons te bring kerk toe in 'n boks. Ek sien hom nou net nie vandag nie. Maar hy sal hier voor wees, ons het gaan insit en ons het behoeftige kinders en ons weet hoe die wys my is daar onder die bord is hy daar so ingesit. Dan gaan ons 'n bietjie behoeftige kinders gee. Al wat ons vra is, sit asseblief die ouderdom van vir watter kind se ouderdomsgroep daai speelding is, dat ons weet waarvoor ons hom gebruik. Dan wil ek ook julle aandag vestig, die puddingverkoop is weer vandag in die gang. Dit is daar agter daai erediens. En dan wil ek vir die matrieks, wat eksamens skryf, baie sterk gesê, ek hoor hulle skryf verskriklike wiskunde vraestel môre. So die wat wiskunde het, baie sterk te veel, en dan ook vir die ander kinders. Ek het gehoor sentraal het laasweek begin skryf. Ek dink Oranje begin maandag skryf, ander oor Jay begin woensdag skryf, so almal besig met die eksamens, baie sterk te veel en baie sterk vir die ouers wat maar deel is van die hele proses. En dan wil ek vir julle sê die voorbinding dat die Katie Pretorius, sy gaan donderdag in vir 'n biopsie. Henning Liebenberg het 'n bloedklont in die linkerbeen en Carmel Stapelberg, sy is daar 'n bietjie beter, maar sy sit nog steeds onder balans en haar hoë bloeddruk. Ons wil hulle op ons voorbereidingslys sit. Ek wil julle groet vanoggend met die woorde van Psalm 146 vers 1 en 2. Dit sê prys die Here, ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle almal. Wil ek vir julle dag vir julle Psalm 150 bid. Kom ons sluit die oë. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Here, ons wil U prys. Hierdie wonderlike reën wat uit hierdie hemelgewelf gekom het. Hierdie droogte wat ons gehad het. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom in die ramshoring. Prys hom in die hart en die lief. Prys hom met tamboerijn en koordans en prys hom met snaarinstrumente en fluite. Here, ons wil U prys met ons stemme vandag hier waar ons vanoggend gaan sing. 'n Sangdiens gaan hou. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Ja, Here, met elke asemteug wil ek U prys. Prys die Here. Amen. Julle kan saam met my staan, dan gaan ons 'n bietjie vandag 'n medley sing van
gaan so 'n klompie liedere, ons gaan nie stop tussen hulle nie. Ons gaan so 4-5 liedere saam sing. Lekker uit ons bors uit. Ek die Here loof vir hierdie wonderlike geskenk van reën wat ons gegee het. Hierdie jaar wat nou op die einde is, al die goeie goed wat gebeur het, ten spyte van die sleg wat gebeur het. Kom ons staan en ons loof die Here saam. Amen.
sing oor groot ons God en dat we opgewonde vergeet het is om te dink oor gister so mekaar kom ons daar was, ons stalletjie gehad het by die bergfietswedren daar so garm, en vir julle sê van ons kant af vir jou reëlings en vir jou spans en dit was 'n ongelooflike geleentheid en die Here vir ons en vir julle ook daar geseën het. Ons stalletjie was baie geseën daar so gewees en ons hoop julle gaan groei van krag tot krag met hierdie geleentheid wat julle aanbied. Elke jaar baie geluk daarmee. Dan wil ek vanoggend, my werk is vanoggend lekker min. Ons het vanoggend gaskunstenaars hierso, ons het wat die trio hierso. En drie manne wat ons gaan sing is Hannes, Johannes en Janke. Hulle sê baie welkom en dan het ons ook vir Ma Corria hierso en vir Pa Jan hierso, lyk my dis die hele familie geleentheid hierso wat julle het, wat julle so bedryf hierso het. Hulle sê baie welkom hierso by ons en baie sterk gebid en ons gaan baie geniet wat julle vir ons gaan aanbied. Dan gaan ek aan julle hande oorgee. Van ons kant af as gewoon die trio wil ons ook baie dank gesê vir die geleentheid. Dit is ons regtig voorreg om vanoggend hier by julle te kan kuier en saam met julle te kan beleef wat ons telkens beleef elke keer wat so optree en wat ons sing vers. Ons het die voorreg as mens gaan kyk na die paadjie wat ander kunstenaars loop en as nie as met dat is neerkyk daarop nie, maar ons het die voorreg om ons sangloop te kan begin in die huis van die Here. En dis vir ons 'n enorme voorreg om vanoggend hier te kan staan. Ons gaan nie tradisionele liturgie met 'n vol preek hê nie. Ons doen dit so 'n bietjie op 'n ander manier, maar op die slotsang wat dit sal aangedui word, gaan ons vra dat u dan saam met ons sal sing. Maar ons hoop vanoggend vir ons kan dat dit vir u 'n belewenis van wees vir ons is en dat u dit saam met ons gaan geniet hierdie uur wat ons voor.
In die volheid van die eeuw het u Seun Jesus Christus na die wêreld gestuur om ons sondes te ondra, alle dinge met God te versoen en die vrede te onderstel deur sy bloed wat in die kruis gevloei het. Almagtige Here, u woord herinner ons dat daar 'n tyd is om stil te bly en 'n tyd om te praat. Die tyd vir praat, die het ek altyd, Here. Dit weet ek. Maar leer my asseblief van stilte, Here. Leer my die stilte van nederigheid, die stilte van wysheid, die stilte van praat sonder woorde, die stilte van glo sonder om te sien, en die stilte van liefde. Liefde wat alle verstand te boven gaan. Liefde vir die wêreld, dat u Seun dat ons is geleef. He
Tyd vir praat, dien altyd, Here. Dit is die stilte waarmee ek soek. Ek dink dit is 'n gebed van baie van ons daagliks. Begin Oktober stap ons in winkelsentrums in. En met 'n stap is die oorslaan Kersversierings ons. En dan besef ons, waar is die tyd hier? Dit is net gister Kersfees gewees. Ons lewens vandag is so gejaag dat ons lewe rondom 'n treffendrank gaan. Ons het nie regtig meer tyd, kosbare tyd vir die mense rondom ons. Ons is deel van 'n sogenaamde redreis. En ons is besig om nou al te beplan om die volgende punt op ons agendas te kan afhandel. Die vraag wat ons dan van onsself moet vra is, kan ons werklik dan so leef om liefde teenoor ons naaste te betoon? Ons lewe dikwels soms om te loop oor 'n ander, dat eie gewin en eie guns behaal kan word. En daarom dan die gebed van smeeking, leer my asseblief van stilte, Here. Leer my stilte van nederigheid, die stilte van wysheid, die stilte van praat sonder woorde, die stilte van glo sonder om te sien, maar veral die stilte van liefde. Liefde wat alle verstand te oop, liefde vir die wêreld, dat U die Seun Jesus Christus vir ons gestuur het.
voor hom kon staan, dan sou ek dringend dit wou vra. Heer, laat ons nie maar net begaan nie, gryp in die verloop is daar nog hoop. As hy hier sou staan, sou ek my hart wou uitspeel. Maar omdat daar soveel nieuwe nog steeds gestaan, nog steeds gedaan.
Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. God het eerste initiatief geneem om ons as sonder mense lief te hê. Daarvan is die Bybel 'n wesenlike getuie. Sy liefde loop soos 'n goue draad dwars deur die hele skrif. Hy het aan Abraham sy liefde bewys deur hom te seën met 'n groot nageslag. Hy het ook sy liefde geopenbaar met die uittog uit Egipte. En hy het sy liefde bewys deur aan sy kinders 'n tuis te gee. Hy het sy liefde aan Rut, 'n Moabitiese vrou, bewys, omdat hy 'n groter plan met haar lewe gehad het. Hy het sy liefde bewys deur die lewens van die rigters, die profete en konings. Hy het sy liefde bewys deur die lewe van Dawid, en asof dit nie genoeg was nie, word sy liefde lewend uit die nageslag van Dawid. Nederig en stil is Christus vir ons gebore. Die koning wat ons met die
As gelowige word ons nou gestuur met die opdrag van Romeine 13 vers 8. Julle moet iemand iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voor die hele wet van God. Net soos Kain en Abel, Jakob en Esau en die Israeliete van die woestyn. Dawid het sy voorspel. So stel ons ook vir God daagliks te leer in ons omgewing. Net soos die gebeure van daardie Paasfees, soos die ander nog Pontius Pilatus, soos dan ek en jy vandag ook skuldig voor Christus. En het ons net soveel deel aan sy kruisiging, met ons daaglikse optrede wat hardop skreeu kruisig hom. Maar dit is 'n volmaakte liefde wat ons selfs met hierdie sonde vryspreek. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes gelos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God se Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized the baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason
sal ons kan hande vol en sluit? Daar was 'n kruis, 'n redder, haar hand reis vaste slaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarop sal ek sing. Wie sal my kan stilmaak? Wie sal my gitaar so stadig bring? Wie sal my dan doodsmaak? As my voet 'n dans los sal bring. Daar was 'n kruis, 'n redder, aan 'n hand reis vaste slaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarop sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as 'n voels hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit by nie. Deur die spijkers, deur die bloed, daar die hand kruis raak. Daar was 'n kruis, my redder, aan 'n hand reis vaste slaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarop sal ek sing. Daar was 'n kruis, my Jesus, aan 'n hand reis vaste slaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarop sal ek sing. Daar was 'n kruis, en daarop sal ek sing. Dit is juist hierdeur waar God se totale liefde aan die wêreld geopenbaar is. Christus die draer van vrede, wat vrede vir ons kom bewerkstellig het vir elkeen van ons vrede gebring, ten spyte van gewelddadige lewe. Hy het vir ons liefde gebring, ten spyte van 'n liefdelose lewe. Hy het vir ons hoop gebring, ten spyte van 'n hopelose lewe. Johannes was die getuie van God, soos Jesus Christus bevestig het. En hy het getuig van alles wat hy gesien het. Ons is God se bruid wat wag op die hemelse bruidegom.
sal ons gereed wees aan die rykdom. Is ons lewens onberustig, regverdig en opreg? As sy kinders, is ons lewens sonder gebrek. God is steeds besig met sy werk. Met Christus na die wêreld as bruid vir homself bewerk. Hy wil hê ons moet wees sonder vlek, heilig, onberisplik en sonder gebrek. En wanneer die bruiloft van die Lam aanbreek, sal dit wees soos Johannes dit gesien het. Christus is die hemelse bruidegom, wat van sy Vaderhuis in die hemel kom, om ons te soek en te red wat verloor is, sodat ons die erfenis van sy hemelse koninkryk net om ewig is.
die Here met ons offergawes, wanneer ons luister na die gelooflike gebed, dan moet ons sing. Laat my nooit die grond verlaat. Laat my nooit die skadu bly. Gee dan elke aardse vreugd en vrees. Eindelijk niet de Ons wil vanoggend ons program afsluit met hierdie besonderse lied wat eintlik sê ek kan nie jou probleme oplos nie, ek kan nie my probleme oplos nie. Maar wat ons wel vir mekaar kan doen, ons kan mekaar bid. Ons gaan afsluit met die lied van ons kant af en dan ek weet nie, gaan ons dit sommer nog die oorwinningslied dan verloop of ons eers goed. As ons dan klaar is met I will pray for you, dan gaan ek vra dat ons opstaan. Die woorde sal met word en ons die oorwinningslied en so gaan sing. As you find your way through this life you break, I hope you never stray, for all its
stil word 'n bietjie, te kan dink oor wat jy sing, die Here te praat en ook op 'n ander manier sy liefde te ervaar. Baie dankie. Dan wil ek julle vanoggend uitstuur, dan wil ek julle vra, daai ou langs jou, sit jou arm om hom asseblief. Sommer daai vreemdeling wat langs jou is, gryp hom daarso, daai alleen staan, gryp hulle daarso. En dan wil ek hê julle moet die volgende woorde met julle nadink, om ek julle wil uitstuur. En dit is, mag die pad jou tegemoet kom en die wind jou dra. Mag die son aan jou gesig raak. Mag die reën sag op jou landerye val. En tot ons weer ontmoet, mag God jou hou in die holte van sy hand. Amen.